Ek wonder hier vandag, wanneer ons kyk na Invloed Kerk se 6de verjaarsdag, wat onthou jy? Wat is die ding wat vir jou uitstaan? En nou net sommer 'n vraag vir almal hierso. Invloed is 6 jaar oud vandag, maar kom ons vra gou, wie van julle is dalk die laaste 1 of 2 jaar saam met ons? So jy's hier al 'n tydjie, maar jy's nog net so 2 jaar saam met ons, redelik. Dis nie sonde nie. Jy kan maar regtig jou hand opsteek. Okay, so dis heelwat mense wat die laaste jaar of 2 jaar by ons aangesluit het. En dan vra gou vir wat 3 en 4 jaar. Wie sal so lank saam met ons? Heelwat. En dan wie is nog langer saam met ons? Jy's al van die eerste en die tweede jaar wat die kerk begin het al, is jy al saam met ons. Dis awesome. En die res van julle, waar is julle? Waar is julle net? Kan jy nie tel, moet ek weer try. Maar ek wonder wat jou ervaring in daai paar jaar. En nou voor jy daai vraag antwoord, wat staan vir jou uit? Wil ek jou dalk help? Waarna kan jy kyk om daai storie te merk? Want net soos 'n 6de verjaarsdag het jy dalk bietjie verloor van wat die mooi was en die storie was. Maar daar's so 'n belangrike ding wat jy moet weet, want soos ek sê, invloed word 6 vandag en ek weet nie of jy dit weet nie. Maar 6 is 'n baie mooi getal in die Bybel, julle. Dis seker een van die mooiste getalle in die Bybel. En hier is die rede hoekom, ek doen net 'n paar voorbeelde. Julle onthou Jerigo? Toe Moses die Israeliete uit Egipte uitgelei het, en die eerste plek waar hulle toe in die beloofde land aangaan, wat God vir hulle beloof het, is hierdie stad Jerigo, met die hoë mure, en God beloof oorwinning vir hulle. En raai wat? Hulle stap vir 6 dae aan een, net om hierdie muur, vir 6 dae. En raai wat gebeur na 6 dae? Absoluut niks. Onthou julle, daar's 'n paar stories. Onthou julle die storie van in Johannes 2, toe Jesus 'n troue gedoen het, of by 'n bruilof was, eerder, en daar was hoeveel klipkanne gewees wat daar was, en daar was 6 klipkanne, en hierdie klipkanne het Jesus toe gevra, maak dit vol water, né? Onthou julle dit? Hoekom? Want die wyn het opgeraak by die troue. En dit was 'n krisis. Toe sê Jesus, moenie worry nie, ek het 'n great plan, ons vervang die troue met water. Jy giggel nou man, maar wees eerlik, as jou wyn opraak by 'n wynkuier, wynproe aand, wat gaan jy doen? Water? Okay, julle, ons is fine. Water? Nee, jy gaan nie man. Jesus se plan is water. 6 klipkanne water. Onthou julle dalk vir Goliat, 'n bekende kinderkerk storie. Was 'n reus van 'n man. Die manier hoe hulle daai tyd gemeet het, lengte gemeet het, was 'n L. So 'n EL, dis hoe om spel, 'n L. En Goliat was 6L. En 'n span, wat om by 3 meter is. So daar's nog 'n 6. Ons kan aangaan, want hy Jesus, hy was 6 keer aangekla as 'n duiwelbesetene. Nou jy was dalk al slegte dinge genoem in jou lewe, maar ek wonder of jy al duiwelbesetene genoem was. Die God van die heelal was al 6 keer in sy bediening 'n duiwelbesetene genoem. Ek doen wat van Salomo? Onthou julle die troon wat hy gebou het, daar was 6 trappe na sy troon toe. Né? Ek doen. Onthou julle die skepping? Wat het gebeur op die 6de dag nou weer? Dis nie kinderkerk toetse, julle kan maar. God het die mens gemaak op die 6de dag. En dan seker die grootste een van hulle almal in die Bybel. Toe Jesus gehang het aan die kruis, op die 6de uur, dis toe dit pikdonker begin raak, en die weer trek in. En is daar waar sonde kom rus het op Jesus. Nou 6, soos ek dit nou noem, klink nie vir my so great hè. Nou hoekom sê ek nou net 6 is een van die mooiste getalle in die Bybel, as ons praat van, maar 6 is nou net water en nie wyn nie. 6 is Jerigo omloop en die mure staan nog steeds. Hoekom is 6 die mooiste getal, as Jesus aangekla word as 'n duiwelbesetene in daai hoeveelheid? Hoekom is dit so 'n mooi getal? Want raai wat kom na 6? 7. En 7 is die getal in die Bybel wat praat van God se heerlikheid, wat praat van God se deurbraak en God wat heers. En raai, hoe kom jy by 7? Deur 6. Dalk tel jy soos my kinders, dis ons bid, julle. Here, seën my, Here, gebruik my, Here, al hierdie goed, maar moet net nie laat dit rof gaan met my nie, skiep 6, ons soek 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Klink jou Christendom dalk soos 'n 1, 2, 3, 4, 5, 7. Want hier is die waarheid. Daar is 'n 6 in ons storie. En daar's 'n 6 wat 'n 7 word in ons storie. Nou hierdie is so belangrik om te besef, want 6 beteken in die Bybel die menslikheid.
Dis al wat dit beteken. Dit beteken die goed wat net mense kan verrig, die dinge wat ons kan doen. Weet jy, ons kan water in 'n klip kan sit. Ons kan 6 trappe bou, maar ons kan nie die troon op sy plek sit nie. Jy weet, ons kan rondloop en aanklagtes hoor, maar ons sukkel om daai goed te verwerk. En ons kan deur donker tye gaan, die 6de uur en ons kan deur al die 6 gaan op planeet Aarde, maar niemand wil vashak by 6 nie. Almal wil na 7 toe gaan. So my vraag is, waar is jy op jou lewe op die oomblik? 'n 6 of 'n 7? 'n 6 of 'n 7? 6 of 7. Kom nou, waar is die jong mense? Ek het julle hulp nodig hê. Ouers, jy het so pas dood gegaan toe ek dit nou vir jou gewys het, né? En die ouer mense het nie 'n cooking clue wat ek nou sê nie. Daar's 'n viral video wat alles hier 6, 7, né? Ek dis 'n ding. My seentjie, laerskool, hy kom net uit die interhuis uit in die laaste week en hy leer vir my Stefanie 'n liedjie. Hey pappa, ons het 'n liedjie. Nou ek kan nie die eerste deel onthou nie, maar dis iets van Millipap boerewors. Tweede deel is 6, 7, 6, 7. En hy sing dit. Ek sê liefie, wat beteken 6, 7? Ja, hy weet nie. Ek sê ek okay. Jy kook 'n klou gehad het. Toe gaan kyk ek wat gebeur aanlyn. Dis crazy. Mense in universiteit sing dit, mense in restaurant sing dit. Kinders irriteer hulle ouers daarmee want 6, 7 is daai antwoord wat nie 'n antwoord het nie. 6, 7 dit beteken iets, maar dit beteken niks. So hoe was jou dag? 6, 7. Nou die tyd sê met jou vrou, hoe was die diens? 6, 7. Wat beteken dit? Kan goed beteken, kan sleg beteken, nie weet, ons weet nie. 6, 7. My vraag is, kyk, my predikante kan hierdie vir jou 'n preek maak, né? Waar is jy? In jou Christendom? Waar is jy in jou gebede? Waar is jy in jou ry 6 of 7? Ek dink aan die huwelike wat al hier kom sit het. En ja, dalk het jy die heilige grond prentjie al beleef. Want as jy jou voete uit die kar uit sit op 'n kerkgrond, is dit ewe skielik, jy's weer lief vir jou vrou nou, hou jou hand vas. Jy maak die deur weer oop. Maak haar haartjies vir haar reg, jy sê vir haar sy lyk pragtig. Daai heilige grond oomblik het jy hier beleef, maar wragtig as hierdie diens klaar as jy klim in daai kar. Het jy daai tannie se hare gesien? My magtig. Kyk hoe ry hierdie mense, hulle noem hulle self Christene. Ja, gat ons weer. Geduld by die deur uit. Dalk het jy al opgedaag en die heilige grond oomblik beleef. Moet jy weer back to normal is. As jou huwelik net weer waar dit was. Jy het nie meer jou vrou geniet nie, jou man geniet nie. Al was nie meer liefde in die huis en respek in die huis nie. Dalk was jy daar. En weens wat God begin doen het hier, jou hart begin verander. 6 na 7. Ons het besigheidsmanne gesien wat ons geroep het om saam te kom bid en hulle het besluit om hulle besigheid te dryf volgens God se beginsels. En hoeveel mooi dinge gesien. Julle, ons kan aanhou op stories. Wat is dit vir jou? Want hier's wat ek weet. 'n gesonde kerk is 'n kerk wat beweeg, julle. 'n gesonde kerk is nie een wat by 6 vashak nie. Ja, ons het al 5 keer omgeloop, ons doen die dinge van die Here, ons tikkie boksies, ons doen godsdiens. Dis nie waar kerk gaan nie. 'n gesonde kerk is 'n kerk wat beweeg na 7 toe. En julle, dit is vir my so lekker om te kan sê dat ons soveel stories het van 6 na 7, want dit beteken ons is aan die gang. En hoor mooi in Handelinge 4 vers 32, want hierdie gee vir ons die antwoord van hoe kom 'n kerk aan die beweeg. En hierso staan daar, al die gelowiges was in hart en siel een. En daar is ons reeks weer. Nie net hart en siel vir die Here nie, maar hart en siel saam met mekaar. Een saam met mekaar. Daar was 'n kameraadskap wat ons gesien het in die Handelinge kerk, wat soos min was. Hierdie mense het mekaar in die oë gekyk en nie net gesê hallo nie, hulle het omgegee. Hulle het jou gedra, hulle het vir jou gebid, hulle het saam met jou geëet, hulle het saam met jou gewandel, hulle was jou familie. En hier is iets wat ons verlore laat gaan, het dalk bietjie binne in die Afrikaanse kerkkultuur. Dat dit vir ons genoeg is om op 'n stoel te kom sit, en selfs wanneer 1 minuut countdown speel, dan staan daar, God woon in mense, groet iemand, dat ons sukkel net om iemand te groet wat langs ons sit, want ons dink kerk is 'n biblioteek, ons moet net stil bly. Ons moet versigtig wees, dat ons nie vandag hier so staan en sê, maar ons kerk is net aan die beweeg, want ons 'n klomp stories hier. My vraag is ons hart en siel een? Want dit is die 6 na 7 stories in ons kerk. Dis nie mense wat onpersoonlik hier so sit hier, dis mense wat mekaar in die oë begin kyk het.
mekaar finansiëel ondersteun het. Mense wat deur hel gegaan het, opgetel het. Dis waar die 6 na 7 stories van plaasvind het. Die geloofskuie wat ons al gesien het in die wonderwerke, groot en klein, almal wat bewus is van dit en almal wat nie bewus is van stories nie, was hierdie gewees. Waar mense gesê het, maar ons moet iets doen omtrent hierdie. Hart en siel een. En my vraag vandag vir elke persoon wat deel is van 'n Invloed Kerk en hierdie hulle geestelike tuiste noem, is jy hart en siel een by Invloed? Beweeg jy nog by Invloed? Ons het al gesien hoe die Here daai kom doen. So vreemdelinge, ons is altyd 'n kerk vir vreemdelinge, maar hoor mooi, dis nie die Handelinge Kerk nie. Die Handelinge Kerk kon vreemdelinge skuif en hulle het vriende geword van die kerk. En jy sien daar was 'n klomp van hulle. Nou hierdie is mense wat sê, jy is my pel, hierdie kerk, hierdie plek, hierdie wat hier gebeur, ek hou daarvan, ek stem saam met dit, ek is in daarmee, ek skud hand daarmee, en hierdie is my plek. As jy my nodig het, bel my. En as amper soos daai vriende vir jou sê, hey, ons moet braai. En die braai kom nooit. En die goed kom nooit. Dis nie dat jy vyand is nie, dis nie dat jy skepties is, jy's hier, jy bevriend dit, druk op my knoppies as jy my nodig het, maar jy help net en gee net dit wat jy bo en behalwe kan. En as jy niks bo en behalwe tyd het, as niks bo en behalwe iets het, nee, sorry, nie vir my nie. En vriende is mense wat nie kameraadskap het nie, maar eerder net bladskit nou en dan sê ek hou van jou. En dis 'n mooi ding, want vriendskap is beautiful. Maar wat God in belang stel is nie hou jy van hierdie kerk nie. Dis nie wat die Handelinge Kerk beweeg het nie. Dis as jy deel. Is jy hart en siel een. En dis familie. Jy sien, daar's 'n groot skei wat Jesus gebring het en hy sê, weet julle wie is die familie van die Here? Dis nie jou DNA en jou bloed nie. Ek dink dis great as jy oulike bloedfamilie het, dis fantasties. Ek dank die Here daarvoor. Maar wat Jesus sê is, wie my broers en susters is die mense wat God se wil doen. Daar's 'n ander DNA in jou. Dat dit wat jy nou soek op planeet Aarde is dit wat die Here soek. En jy het mense wat dieselfde glo, dieselfde ander bloed binne in jou het, God se bloed binne in jou het, omdat jy gered is, nou langs jou in te kry en hierdie pad saam te stap. Dis wat jy moet doen. Familie. Jy sê, ek is nie net hier om te kry of wanneer jy my nodig het nie, dit is, ek sien 'n leemte, ek sien 'n probleem, ek gaan aanvul. Jy staan nie van die etenstafel af en as jou kinders deel is van die familie, is net hulle staan van die etenstafel af en sê, oh, dankie vir die kos, ek gaan nou maar TV kyk, hè. Ekskuus. Hey, vat jou bord terug. Hey, vat mamma se bord terug. Hey, help dek, help hierdie, doen dit. Hoekom? Want ons is familie. En ek sê hier nogal hierdie vir my kinders. As hulle eers begin daai tantrum gooi, hoekom moet ek al die werk doen? Sê ek, jy hoef nie. Maar dan gaan jy sien daai grasie daar, ek sal die gras vir jou oop, jy kan daar slaap vanaand. Maar hierdie huis, hierdie dak, hierdie bed, dis die spansin. Dis die familiesin. So as jy deel is van die familie, moet jy 'n spanplan hê. So wat se waarde voeg jy toe tot die span? Ek soek nie jou hande klap my seun van hoe oulike pappa ek is op Vadersdag nie. Ek soek 'n familie. Wat sê hier's wie ons is en hier's wat ons saam doen. En jy het 'n rol om te speel. Vul jou rol. Dan het jy 'n bed, jy het 'n kos, jy het 'n ma en pa wat vir jou sorg. Jy sal versorgd voor wees. Moenie jy worry nie. Ek sal doen wat ek moet doen vir die span, maar jy moet doen wat jy moet doen vir die span. En binne in kerk het dit begin skuif. Dat mense is okay daarmee om nie hulle gewig te dra, waarde toe te voeg, maar nog steeds te sê ek is deel van daai kerk. Handelinge. Is jy hart en siel een met hierdie ding. Moenie uitmis op die 7 wat God vir jou wil gee in 'n geloofsfamilie, want is baie wyer as wat jy sal besef. En ek sê nie jy is die volgende predikant nie. Maar wat ek wel sê is, jy het 'n waarde om toe te voeg wat jy dink jy self nog nie eens sien nie. Daar's 'n 7 wat vir jou wag. So wat gaan dit van jou vra? Om ja te sê.